Gys se wêreld val uitmekaar en wat steek Karla weg? Hier is jou diepe waters voorskou vir 31 Augustus tot 3 September. Wat gebeur wanneer 'n skokkende tragedie almal se lewens op sy kop keer? In diepe waters is daar van dese week hartseer, skuldgevoelens, geheime en konfrontasies. En vir Gys lyk dit asof daar geen maklike pad vorentoe is nie. Die nuus oor Pam se dood skok die wêreld en laat almal probeer sin maak van wat gebeur het. Seseko sien geen uitweg sonder Pam nie, maar kry leiding van iemand wat hom baie na aan die hart lê. Maar terwyl Gys na die tragedie met 'n warboel van emosies worstel, het niemand 'n idee hoe om hom te help nie. Kyk, Gys en Pam het omtrent 'n gehegte band gehad en dis nogal hartseer om te dink dat Pam nie meer daar is nie. Wat net julle van Pam se dood? Laat weet my gerus in die kommentaar hieronder. Maar Gys is nie die enigste een wat sukkel nie. Karla soek ontsnapping op 'n plek waar sy beslis nie moet wees nie. En teen Dinsdag begin dit duidelik word dat sy iets wegsteek. Wat presies het sy gedoen en hoe lank kan sy haar geheim beskerm? Ons kan seker aanneem dat dit iets met Fouché te doen het. Kan sy en Fouché dalk gesoen het of nog meer? Teen Woensdag begin die skuldgevoelens haar inhaal. Karla weet sy het 'n grens oorsteek, maar die gevolge van haar optrede kan veel groter wees as wat sy besef. Intussen neem Rousseau 'n besluit ter wille van iemand anders, maar wanneer hy later sy eie bedoelings begin bevraagteken, ontstaan die vraag: was sy besluit werklik so onselfsugtig soos wat dit aanvanklik gelyk het? En dan is daar Gys se optrede. Theresa en Jacques is heeltemal onkant gevang deur wat Gys doen. Ek dink nie enigiemand moet wat Gys ook al doen kop toe vat nie. Die man is gebroke en as 'n mens hartseer is, kan mens partykeer besluite neem wat mens nie moet nie. Maar die grootste ontploffing kom wanneer Karla en Arno se spanning uiteindelik oorkook. Gaan hulle huwelik ooit die storm kan oorleef? Die twee beland in 'n lelike argument en met Karla wat reeds met skuldgevoelens en 'n geheim worstel, kan hierdie konfrontasie alles nog verder laat ontspoor. Een tragedie het 'n kettingreaksie begin. Gys probeer om deur sy emosies te werk, Karla probeer haar geheim beskerm, Rousseau begin sy eie motiewe bevraagteken en Theresa, Jacques en Arno word almal deur Gys en Karla se optrede geraak. Het Karla te ver gegaan? Wat het sy gedoen? Dit is wat jy volgende week in diepe waters kan verwag. As jy nie een episode wil misloop nie, like die video, subscribe vir meer Suid-Afrikaanse sepie voorskoue en laat weet in die kommentaar wat jy dink Karla gedoen het.